Baie welkom julle, baie voorspoedige nuwe jaar, die wat ek nou nog nie gesien het nie, en nog nie gesê het nie, mag hierdie vir julle elkeen 'n baie mooi en geseënde jaar wees. As julle wonder hoekom my hare vanmôre so kort is nie 'n rooi roman gewees wat ons gekry het langs die pad nie. My dogter Anneke het gister haar eerste chemo gehad, en ek dra nie 'n pink hemp nie, maar ek sal my hare vir haar afsny. So ek het my hare vir haar afgesny, en ons bid dat hierdie chemo vir haar die gesondheid sal bring wat sy nodig het. Kom ons word stil met Psalm 117. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Broers en susters, gemeente van Carletonville, moedergemeente, die Here groet julle almal vanmôre. En hy skenk aan julle sy genade en sy vrede in oorvloed vir hierdie nuwe jaar. Amen. Dit is vir my so lekker om te sing hierdie daarom. Is dit nie so nie? Daarom sing ek, daarom gee ek my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom sing ek heeldag lank, kom, ek gee my dank. Dit is ons lewe behoort te wees, nee, elke dag, loflied vir die Here. Ons skriflesing vanmôre is baie kort, Jesaja 43, vers 18 tot 19. Kom ons, voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemel Vader, baie dankie, dat ons hier in die nuwe jaar, as 'n groepie gelowiges bymekaar kan wees, om te sê, ons wil hierdie jaar ook begin in U naam. Ons wil hierdie jaar ook weer opnuut aan U sê, Here, ons wil U die Here, die koning van ons lewe maak. Dankie Here vir elkeen wat vanmôre hier is, ons dink aan hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie, maar graag hier sal wil wees. En Here, ons wil ook vir hulle vanmôre aan U opdra. Ons bid Here dat U vir ons hierdie nuwe jaar 'n geseënde jaar sal maak. Dat U hand van genade oor ons elkeen sal rus en dat U vir ons as 'n gemeente ook weer opnuut hierdie jaar nuwe krag en nuwe dryfveer sal gee, 'n nuwe uitdaging sal gee om te sê, maar ons is hier om mense te wen vir die koninkryk van die Here, en mag dit ons uitgangspunt wees. Vader, wanneer ons vanmôre stil word met die woord, Heilige Gees, is in my gebed dat U sal kom en dat U die woord aan ons sal oopbreek. U het ons harte voorberei vir hierdie diens. U het reeds die grond bewerk, en daarom is my gebed dat U sal kom en die saad nou ook sal plant. En lank na die tyd dat U sal bly water gee en sal dit groei, sodat U naam verheerlik kan word. En ook vir my as prediker is my gebed, Gees van God, dat U sal kom om my te gebruik as U spreekbuis vanmôre. Gebruik my stem, gebruik my lewe, sodat U naam verheerlik kan word. Dit bid ek in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Ek dink dit is so gepas vir die begin van die nuwe jaar. Moenie aan die dinge van die verlede dink nie, en moenie op die dinge van die ou tyd agslaan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit is al aan die kom. Julle kan dit nie sien. Ja, julle kan dit al sien, ekskuus. Ek maak 'n pad deur die woestyn, 'n rivier deur die wildernis. Moenie aan die dinge van die verlede dink nie, en moenie op die dinge van die ou tyd agslaan. Kyk, ek gaan iets niets doen. Aan die einde van 'n jaar is dit mos maar die tyd waar ons so 'n bietjie refleksie neem. Mense kyk, so staan so 'n bietjie terug, gee so 'n bietjie 'n tree terug, en dan begin 'n mens terugdink oor dit wat die vorige jaar gebeur het. En daar's mooi dinge. Dink Magda het vir ons in die begin so video, 'n skyfie-reeks opgesit waar daar mooi dinge was wat in die gemeente was. Ons het saam gekuier, ons het saam erediens gehad, ons het saam 'n week van gebed gehad, 'n wonderlike lydiensweek en 'n Pinksterweek, en daar het mooi dinge in die gemeente gebeur.
Maar 'n mens dink ook baie keer as 'n mens so aan die einde van 'n jaar en die begin van 'n nuwe jaar is, dan dink 'n mens ook terug aan nie net alleen die mooi dinge nie, maar daar was ook hartseer dinge in elkeen van ons lewens. Daar was dinge wat suksesvol was en wat mooi was en wat goed is en dinge wat ons sal wil herhaal en weer sal wil dat gebeur in ons lewe. Maar daar is ook dinge wat ek wil sê, maar moet asseblief dit nie weer by my laat verbykom. En ons almal dink partykeer terug met nostalgie aan die jare. Ek onthou toe ons as kinders was, is die een ding wat ons gehad het, was as ouers eers begin praat om te sê, toe ons klein was, kon jy vir 'n penny, kon jy fliek toe gaan en jy kon chips koop en jy kon 'n koeldrank koop, onthou julle daai dinge, nee? Ek was nie daar nie, maar ek het gehoor my ma het altyd so gesê. En ek het gesê, bewaar myself, as ek nie eendag word soos hulle nie, en nou is ek daar. Nou praat ons ook van, toe in 1980 kon jy dit en dit doen. Ek onthou toe ek my eerste Beetle gekoop het, kon ek met minder as R35 kon ek die tank vol maak. En ek kon vir die hele week kon ek Pretoria toe en terugry van Boksburg af. Nou is ek daar, waar my ouers was, nee, mense terug baie keer met nostalgie aan die verlede en dit wat gebeur het, en ook wat ons kerk betref. Waar was die dae wat 'n mens ons gemeentes vol gesit het? Hier mag daar wat al jare en jare en jare in die gemeente is, en baie van julle. Maar die dae waar die gemeente nie alleen net die onder nie, maar ook bo op die galery vol was, en die rolis was, en die wiskundes, en die wiskundekrans, en JKA, SKA, BKA, en al hierdie goed is gewees. En dan kan 'n mens met soveel nostalgie terugdink aan die verlede. En dit sou so wonderlik wees om weer daar te kom, om weer daar te wees. Die lewe gaan aan, die lewe gaan verby. En nou kom skryf Jesaja hier vir ons en sê vir ons, moenie aan die dinge van die verlede dink nie. Daai tye is verby. Dit is goed, dit is lekker om so nou en dan deur die fotoalbum te blaai en wat is daai mooi liedjie wat Lukas Marie geskryf het, die Kiekies, wat was hy gewees? Ek kan nie die naam van die liedjie onthou nie, wat hy ook geskryf het so van die Kiekies, wat hy gepraat het oor die verlede en al die fotootjies wat hulle in sy fotoalbum gesit het. Ons het ook so 'n fotoalbum. Baie keer is daai fotoalbum hierso. Die verlede is daar, dis deel van ons, kan nie anders nie. Maar tyd gaan verby. En ongelukkig is daai ou gesegde waar water wat onder deur 'n brug geloop het, kan ek nie weer terugbring nie. Dit beteken nie dat daar nie weer water gaan kom nie. En ons moet gereed wees om die water wat kom te skep. En wat die Here hier deur Jesaja vir die volk kom sê, nou is 'n tyd van ballingskap, hulle is nie in hulle eie land nie, dis 'n tyd waar hulle swaar gekry het, en nou sê die Here, wil nie dink aan die tyd van die verlede. Nie tyd in die tyd, ek dink aan die tyd waar jy daar in ballingskap was, en waar die Here julle gestraf het nie, en dat die dinge verkeerd geloop het in julle lewe nie. Maar nie dink aan die tyd waar die tempel afgebreek is nie. Want daar's 'n belofte. Die Here gaan nuwe dinge doen. Die Here gaan groot dinge doen. Hy gaan die woestyn gelyk maak, hy gaan die pad gereed maak. So, baie keer wil ons graag hê dit moet bly soos dit was. Maar die tyd verander. Die tyd vernuwe. Daar kom nuwe dinge, daar gebeur nuwe dinge. Maar ons as kerk moet terselfdertyd vir onsself afvra, is ons gereed om hierdie nuwe tyd wat die Here wil inlei in ons lewe, is ons gereed om daardie nuwe tyd die water op te skep? Om nie weer die water onder deur die brug te laat gaan nie, maar hierdie geleentheid wat die Here vir ons gee te gebruik. Toe ek hier gekom het in einde 2017, het ek vir die kerkraad gesê, en is nog steeds my visie en my siening. Mense praat so van kerke wat deur fases gaan en uiteindelik kom by 'n punt waar jy eintlik sê, maar hierdie gemeente is eintlik maar 'n sterwende gemeente. En ek het vir die kerkraad gesê, hierdie gemeente is nie 'n sterwende gemeente nie.
En ek glo dit vandag nog steeds. Ons is 'n ouer wordende gemeente, maar dit beteken nie dat die Here nie hierdie gemeente kan gebruik nie. Dit beteken nie dat ons wat ouer word in ons lewens nie nog steeds in diens van die Here kan staan nie. Wat gelowiges tree nie af nie. Ek tree af by my werk, ek bereik my pensioenouderdom, en dan tree ek af, en dan gaan ek huis toe, en ek doen die hobbies en die dinge waarvoor ek lief is, baie mense. 'n Christen tree nie af nie. Dis goed om terug te dink aan wat was, maar die Here wil hê ons moet ook begin fokus op dit wat kom, en dit wat kan wees, nie net op dit wat was nie. En dat ons nie elkeen van ons in ons gemeente, ook in ons gemeente, by die punt sal kom om te sê, kom ons dink terug met heimwee en met mooi gedagtes en mooi herinneringe aan die verlede, maar kom ons bou 'n toekoms waarna ons weer oor 10 jaar van nou of kan terugdink en sê, kyk hoe mooi was dit gewees. Nie dat dit net vir ons 'n herinnering bly nie, maar dat dit iets word waarna ons kan streef om te sê, maar ons kan weer doen en wees wat ons was. Ons kan weer hierdie gemeente, kan ons opbou. Los die dinge wat agter is, los dit verby. Dis verby, dit het verby gegaan. Dis water onder die brug. Maar kom ons maak die besluit om van vandag af, van hierdie oomblik af, elke lidmaat, elkeen wat hier sit, te sê, ons wil deel wees van 'n toekoms vir hierdie gemeente. Nie net deel wees van die kiekies, die fotoalbum van wat verby is. Maar kom ons word deel van die toekoms van die Here en dit wat die Here wil doen in ons gemeente. Hier rondom ons is ons sendingveld. Ons sendingveld is nie meer doorver nie. Dit is nog steeds ook daar. Maar ons sendingveld het naby gekom. Vroeger jare was dit ons lidmate wat hier gebly het. Vandag is dit nie meer nie. Maar hulle kan wil. Hulle kan weer hierdie gemeente kom volsit as ons harte en ons gedagtes verander word. En dis die tweede deel wat die Here vir ons sê, is vergeet dit wat agter is. Ek gaan iets nuuts maak. Ek gaan iets nuuts bring. En dit gaan nie wees soos in die verlede nie. Dit gaan 'n nuwe tyd en 'n nuwe era inlei. Ons kan die gemeente wees, of ons kan die lidmate wees in hierdie gemeente, wat ook die nuwe era gaan inlei in Carletonville Moedergemeente. God wil iets nuuts doen, maar het vir jou en vir my dit nodig om dit te doen. Ons is sy instrumente. Ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy stem, ons is sy oë. Ons is die werkers in die koninkryk van die Here. Die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Iets wat julle nog nie van tevore gesien het nie. Iets wat anders is. Julle ken die ou verhaal, julle ken die verhaal van die uittog uit Egipte, julle ken die geskiedenis wat God met die volk geloop het, julle ken dit alles. Maar die Here sê, kyk, ek wil iets nuuts doen. En die vraag is of ek en jy vanmôre bereid is om so deur die Here gebruik te word om daardie iets wat niets is gedoen te kry. Daarom sê die Here vir ons, ek het vir julle 'n roeping. Ek het nog steeds vir julle 'n roeping. Al word julle hare grys en val dit uit en dan is julle tande stomp en dan het julle nie meer die energie wat julle nodig het om alles te doen nie. Ek het nog steeds vir jou 'n roeping. Ek wil jou gebruik. Want jy het 'n plek in hierdie gemeente. Jy was hier in die tyd waar dit goed gegaan het. Kom ons werk weer daaraan
Kom ons onthou die roeping van die Here wat vir ons gesê het, elkeen, gaan dan heen en maak disippels. En 'n disipel is nie net iemand wat die naam van die Here hoor en hom aanneem nie, maar is iemand wat begin om Jesus te volg elke dag van sy lewe. Dis ons roeping as kerk, om mense disippels te maak. Dis jou en my roeping. En kom ons begin hierdie nuwe jaar met die voorneme, nie 'n voorneme, nie net nog 'n nuwejaarsvoorneme nie, met 'n doelbewuste besluit om te sê, ek gaan deel wees van die toekoms van hierdie gemeente. Ek besluit vandag, op hierdie dag, 1 Januarie 2026, besluit ek, dat ek deur die Here gebruik wil word. En sê ek vanmôre vir die Here opnuut weer, Here, hier is ek. Jy kan ook met 'n kromstok, kan jy reguit hou staan. Gebruik hierdie ou kromstok, sodat u naam verheerlik kan word. Here, ek is hier. Ek weet nie wat u beplan het nie. Ek weet nie wat vir my voorlê nie. Maar Here, ek kom gee myself in u hand. Ek vertrou dat dit wat u wil gee, dit wat u wil doen deur my, dat u vanmôre daarmee begin opnuut in my lewe. Sal dit nie wonderlik wees as elkeen van ons in die gemeente met hierdie visie begin om te sê, kom ons laat die Here se wil geskied in hierdie gemeente. Kom ons sê ook, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek is nie meer so sterk nie. Ek kan nie meer daai sakke sement optel nie. Ek kan nie meer, maar daar's 'n kruiwel waarmee ek kan stoot. Iets vir iets anders te gegee. En dan sê die Here, ek gaan die pad gelyk maak. Ek gaan die woestyn gaan ek gelyk maak. Ek gaan 'n pad bou vir julle, sodat julle kan doen. Die Here sê vir ons, ek sal alles vir julle doen. Sê hy dit vir ons in die Nuwe Testament ook nie. Sy vir ons sê, deur Paulus, dit wat ek begin het, sal ek ook voleindig nie. Maar wat ons moet wees is gewillig. Die Here sal vir ons gee wat ons nodig het. Die Here sal antwoord in ons lewe en vir ons bring wat ons nodig het. Al wat ek moet wees is bereid te wees om te sê, Here, hier is ek. Ek gee myself vir u. Ek wil julle uitdaag hierdie jaar saam met my om te sê, kom ons kom by 'n punt waar ons weer vir die Here sê, Here, gebruik ons. En waar ek met al my krag, dit wat ek het, maar dat ek dit tot beskikking van die Here sal stel en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Al is dit op 'n klein manier, maar Here, hoe u wil my wil gebruik my, sodat u koninkryk verheerlik kan word. Ek gaan iets nuuts doen, sê die Here. Kom ons lees weer die vers. Moenie aan die dinge van die verlede dink nie. En moenie op die dinge van die ou tyd afslaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit is al aan die kom. Julle kan dit nie sien. Ek maak 'n pad deur die woestyn, riviere deur die wildernis. Dis die belofte van die Here. En al wat die Here van jou en van my vra is om te sê, wees bereid, wees gewillig om in my diens te staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons vanmôre gee. En dat ons bereid sal wees om net onsself in U hand te plaas. Ja, Here, sodat ek vanmôre die hand daar buite hoor kraai wat 'n wek is, geroep is vir mense om te sê, staan op, ontwaak. So Here, is U vanmôre ons elkeen ook kom roep om te sê, staan op. Ontvang jou roeping en leef jou roeping uit in die wêreld daar buite. En so Here, wil U ook vir ons vanmôre 'n nuwe jaar inlei met 'n belofte. Ek gaan iets nuuts doen. Ek gaan die woestyn gelyk maak en ek gaan weer riviere en droë grond laat uitsprei.
Here, hier is ons. Gebruik ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is eintlik so ongelooflik, ek moes dit dalk maar in die preek gesê, maar as jy dan kyk na Israel vandag, Israel is seker die land wat die minste water, wel een van die lande wat die minste water het, maar tog die meeste doen met die minste wat hulle het. 'n Groot deel van die Negev-woestyn. Die Negev-woestyn is daar in die suide, die grens daar in die Sinai woestyn, deel van die Arabiese skiereiland, is woestyn. Daar groei niks, daar is nie water nie. Maar gaan kyk wat produseer die Israeliete in daai woestyn. Hulle ontsout die see water en pomp dit ondergronds in die woestyne met ondergrondse besproeiingsstelsels en hulle daar aanplantings van berries, avokados, noem dit op. Dit groei in die woestyn. Nou, ek dink amper is iets van hierdie belofte van Jesaja 43 wat die Here sê, ek gaan die woestyn gelyk maak, ek gaan die riviere laat ontspring. Dis iets daarvan. Mense wat net bereid is, net instrumente, maar die Here doen groot dinge. Die Here kan dit ook doen in jou en my lewe. Kom ons ontvang die seën van die Here vanmôre. Mag die Here jou lei op al jou paaie in die jaar wat kom. Mag sy lig jou donkerte verdryf en sy vrede jou hart vul. Mag sy genade jou elke dag nuut omhels en sy trou jou dra wanneer jy swak voel. Mag jy die stem van Christus hoor wat jou roep, die krag van die Gees ervaar wat jou vernuwe en die liefde van die Vader beleef wat jou nooit loslaat nie. Gaan die nuwe jaar binne met hoop wat jou oplig, met geloof wat jou dra en met liefde wat jou omring. Die Here seën en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en gee vrede nou en vir altyd. Amen. Julle moet 'n baie mooi dag hê. Ja, jy kan maar daar staan. Julle moet 'n baie mooi dag